Goeiemôre broers en susters. Ons raak stil voor die Here. Ons luister na sy woord, die laaste gedeelte, Matteus 23, daarvan vers 37 af. Hier sê die Here Jesus, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kykens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Wat ek sê vir julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hierdie is die slot van die eerste gedeelte van die Here Jesus se laaste preek voor sy kruisiging. En nou praat hy met Jerusalem, baie dringend. Jerusalem, Jerusalem. Wat doen Jerusalem dat die Here Jesus die stad so dringend aanspreek? Met Jerusalem bedoel die Here Jesus die inwoners van Jerusalem, die godsvolk van die ou verbond. Ons hoor dit wat Jerusalem doen. Jerusalem is navolgers van blinde leiers. Jy het die ware profete doodgemaak en gestenig, asof hulle vals profete was. En God het hierdie ware profete na jou gestuur. Hulle moes na hierdie profete luister, in plaas daarvan het hulle hierdie profete doodgemaak. Die woord wat die ware profeet praat, dit is 'n woord wat hulle nie wil hoor nie. Hulle luister eerder na die vals profeet, want die vals profeet sê dit wat hulle graag wil hoor. Ja, so baie wil God die kinders van Jerusalem bymekaar maak, soos 'n hen haar kykers bymekaar maak, onder haar vlerke, gevoed en beskermd. Dan die harde woorde, en julle wou nie. En julle wou nie. Dit het vir Jerusalem nou gevolge. Julle huis word vir julle verwoes agtergelaat. Soos gister gehoor het, die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus, simbool van God se oordeel, verlaat deur God en sy Messias. Die Here Jesus vertel verder, hulle sal hom nie verder sien nie, hy vaar op na die hemel, en dan sien hulle hom weer, wanneer hy weer kom, dan kom hy as regter. En so bely ons ook, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die lewende en die dode, wie sy ryk geen einde sal hê nie. Julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Maar dan, te laat. Vir baie, miskien die meeste van hulle te laat. En hulle self verantwoordelik vir hulle ondergang. Die eerste gedeelte van die Here Jesus se laaste preek dwing ons tot selfondersoek. Ons sal waak teen skynheiligheid en mensverheerliking. In die Nederlands geloofsbelijdenis wat handel oor die openbaring van God, leer ons dat God homself op 2 maniere openbaar, bekend maak. Die algemene en die besondere openbaring. Deur die algemene openbaring maak God homself bekend deur die skepping, deur die natuur. En dan in die besondere openbaring maak God homself nog duideliker en meer volkome bekend deur sy heilige en goddelike woord, soveel naamlik as wat ons nodig het in hierdie lewe, tot sy eer en die saligheid van wie aan hom behoort. Ja, die waarheid van sy woord alleen, genoegsaam, alles wat ons nodig het, en nie mensewoorde nie, tot sy eer en ons verlossing. Die eer van God moet die sentrum van alles wees. In ons kerk, in ons huis, in ons skole, in ons beroepe, in ons ontspanning, in alles, om sy kinders te wees, om waarlik soos sy kinders te lewe. Kom ons bid saam.
ewige God, dit wat u seun hier gepreek het, wil u vir ons leer, die regte pad wys, dat ons die pad sal volg, wat u deur u woord en gees vir ons leer. Dit kan so maklik gebeur, dat ons kan dwaal. Ons bid u, wil u deur u woord en gees dan vir ons bewaar, ons huisgesinne, in ons kerke, in ons families, in ons skole, hoe moeilik ook al, ons beroepe, dat alles sal wys, ek leef tot eer van u. In naam van Jesus alleen, amen. Mag u 'n baie rustige en geseënde dag hê en beleef.